Daar's iets omtrent die Heilige Gees, wat jy nie kan namaak nie. Jy kan dit nie opmaak nie. Jy weet net, dis hy. 2 maande terug het God met ons gepraat as 'n uitreiking. En hy het gesê, ek wil hê jy moet die boks waarin jy my gesit het, ek wil hê jy moet die kante plat slaan, sodat ek jou kan wys wie ek is. God het ook gesê, dit gaan voel soos 'n skoen wat nie pas nie, want ons is so gewoond aan dit wat ons ken en dit wat ons altyd doen, dat aan die begin sal dit voel, ek weet nie, is soos 'n army boot, ek het laas die voorbeeld gebruik, soos 'n army boot, jy gaan army toe en jy kry daai boots, en dan druk hy jou, en dan kry jy blaase, en jy weet nie, maar, op die einde van die dag gaan jy met daai army boots oorlog voer, want jy het geleer hoe om in hulle te loop, jy het geleer hoe dit werk, en is dieselfde met die Gees van God. Daar was 'n uitnodiging van God om hom beter te leer ken, om hom uit die boks uit te haal. En toe laas keer toe ons by mekaar kom, het ons gepraat oor loof die Here, want hy is goed en sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En ons het gepraat oor 'n profeet wat gespreek het en vir die mense gesê het wat die aanvalswapen moet wees, wat hulle lofprysing en eer moet wees. En toe die Heilige Gees in die gemeente ingekom en op Renier neergeval, of neergesak en Renier gebruik om 'n taal te bring. Ek verstaan, ek verstaan nie regtig waar jy is met u tradisie, u godsdiens, wat se gemeente jy vandaan kom nie, NG Hervormd, ek weet nie. Maar ek weet een ding, ek ken die Gees van God, en ek weet wanneer dit nie die Gees van God is nie. En wanneer dit nie die Gees van God is nie, dan maak ons dit stil. Maar ek wil hê jy moet een ding weet, wanneer dit die Gees van God is, maak jou hart oop, want daai woord is in staat om jou te propel vorentoe en dit wat God vir hierdie uitreiking het. Ek en jy moet dit weet, ons moet dit besef. Ons moet 'n verwagting hê van dit wat God gaan doen en kan doen. Laas keer, toe ek na die tyd met mense praat, was ek verstom oor die getuienisse wat hierdie gemeente aan my gee, van wat God besig is om te doen. En ek wil vandag vir u sê, hy's ver van klaar af met ons. Hy het 'n plan met hierdie uitreiking. Ons het laas keer, het ek met die gelees uit 1 Samuel 4, en ek wil dit herhaal. God het my gewys, 2 maande terug, vlammetjies wat aangaan. In die gemeente, vlammetjies, dit is soos vlammetjies. En na die diens laas keer het iemand met my bevestig, dat dis wat hulle gesien het. En ek weet, God is besig om mense aan te steek, met sy Heilige Gees vuurvlam. Vriend, en ek wil vir jou dit sê, en ek wil hê jy moet eerlik wees. Hoor, ek weet nie wat aangaan nie, hulle omring my, hulle omsingel my. Hulle omsingel my. Alles wat ons hier doen, moet uit liefde gedoen word. Al ken ek al die wysheid, en al ken ek al die profeseë, en al praat ek in al die tale wat die hele wêreld ken, en ek het u nie lief nie, dan baat dit ons niks. Alles wat ons van hier af moet doen, moet wees omdat ek u lief het. En omdat ek die waarheid vertel, soos ek het glo, soos die Here aan my geopenbaar het. Ek verstaan vandag, daar gaan mense wees wat nie weet wat die doop is nie, wat nie weet wat groot doop is nie, klein doop, allerhande dope, hoe pas dit in, hoe werk dit, wat is dit? Ek verstaan dit. Maar weer eens kom ons terug na hierdie God wat vir ons gesê het, slaan die kante plat, en gee my 'n geleentheid om myself aan jou te bewys. Dis die uitnodiging. Dis die uitnodiging. Hy sê vir ons, en dit is wat ek glo in die gemeente sal gebeur. Ek moet dit nou net kry.
1 Samuel 4. En net toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, die teenwoordigheid van God in die laar inkom, het die hele Israel 'n groot krygskree aan, sodat die aarde gedreun het. Ek wag vir die dag dat ons, en weer eens, daar's een ding wat ek nie van hou nie, ek weet nie van u nie, maar ek hou nie daarvan, as iemand voor staan en sê, kom aan, spring almal op, kom aan, juig, jubel, kom aan, en hy traai jou in die siel opwek, om iets te doen, wat jy heeltemal ongemaklik is mee, en jy voel, wel, ek moet nou sekere doen, en jy doen dit nou maar, en is nou, asseblief mag ons nooit dit wees nie. Mag die gees van die Here, terwyl ek met jou praat, jou beweeg om op te spring. Amen. En hy sal. Wanneer die gees van die Here oor jou kom, jy kan jouself nie help nie. Jy moet jou mond oopmaak, jy moet hom loof, jy moet hom prys, jy moet in daai gawe wat hy vir jou toebedeel in daai oomblik, moet jy gebruik. Want jy weet, as jy dit nie doen nie, gaan jy wees soos iemand wat heeltemal verlore is. Want die gees van die lewende God wil jou gebruik en deur jou praat. En die gemeente moet hoor dit wat jy sê. God het vir ons uitleg gegee laas week, laas keer toe ons by mekaar kom. Wat het hy gesê? Julle wag nie vir my nie. Ek wag vir julle. En ek is dankbaar hy is geduldig. Want ons gaan miskien 'n tydjie vat. Maar ek kan u beloof, ons gaan daar kom. Ons gaan daar kom. Die aarde het gedreun en die Filistyne, die vyand, het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot krygsgeskree is dit in die laar van die Hebreërs? Toe verneem hulle dat die ark, die teenwoordigheid van God, van die Here, in die laar gekom het, en die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom, en hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Dis 'n nuwe dag, vriend. Luister vir my wat ek vir jou vandag sê. Wee ons, dis die vyand wat dit sê. Wee ons, wie sal ons red uit die hand van hierdie geweldige gode? Dit is dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het in die woestyn. Dis dieselfde God wat Israel uitgelei het deur die woestyn, die Rooi See oopgeklif het, Jerigo plat gedruk het, hulle gevoer het dag en nag, daar was geen siekte nie, daar was geen kwale nie, hy het hulle gevoer met manna, hy het hulle gelei met 'n wolk, hy het hulle gelei met vuur. Dis dieselfde God wat ek en jy dien, en is dieselfde God wat in hierdie gemeente is, wat vanmôre, terwyl ek sing, voel ek hom en weet ek hy's hier, want ek weet hy wil iets met jou doen, en ek weet hy wil iets met my doen. So ek nooi uit. Verwagting is alles. As jy niks verwag nie, sê jy niks kry nie. Ek weet nie eens waar om te gaan nie, regtig, ek weet nie waar om te gaan nie. Want daar is 'n teenwoordigheid van God hier. En maak jy hart oop. Kom ons doen dit wat ons moet doen. Ons belangrike dae wat vir ons voorlê, ons het Kersfees wat kom, belangrike dag. Ons het gelofte dag wat voorkom, belangrike dag. Maar dan is daar 'n dag wanneer jy gedoop word. Kersfees kom elke jaar, gelofte dag kom elke jaar, maar dan is daar 'n dag wanneer jy gedoop word. Ek wonder of ons besef wat werklik gebeur wanneer ons gedoop word. Ek was 'n paar keer gedoop. Hoekom? Het die eerste keer nie gewerk nie. Elke keer wat ek aan hom dink, elke keer wat ek hierdie boodskap hoor, dan dink ek, Here, dit wat ek moes doodgelaat het, dit wat ek moes agtergelaat het, het ek weer gaan optel.
het ek weer deel van my lewe gemaak, het ek weer toegelaat om op my te kom pak. Al daai goed wat ek in die water gelos het, daai verlede, daai alles, daai sonde, daai sondige natuur, alles wat ek daar gelos het. En ek was so jubelend, ek was so vol blydskap. Restore to me the joy of my salvation. Daai joy of my salvation, daai vreugde wat my beskutting moet wees in God, het ek gevoel het, soos die jare aanbeweeg het. Ja, dis nou maar net doop. Ja, dis nou maar net doop. Ek was gedoop. En ek het die waarde en die krag van wat gebeur het verloor. En ek wonder of ons net na 'n paar skrifte kan kyk vandag. Net om ons te roer, om te kyk waar's jy. Miskien het jy gekom en jy sê, ek is al 14 keer gedoop. Die Here seën jou, kom ons doen dit 15 keer. Daar's nêrens in die Bybel wat vir my sê, jy kan nie meer as 1 keer gedoop word nie. Vir my is dit werklik waar, as jy daai besluit neem uit jou hart uit, moet jy weet wat jy doen. En jy moet weet wat gebeur. En jy moet waarde kan ag in dit wat gebeur. Want as jy nie, gaan die ou vleeslike natuur jou kringe om jou hart loop. As jy nie weet dat jy gesterf het nie en daai lewe is afgelê nie, en jy's dood vir die sonde nie, gaan jy opstaan en jy gaan dink, ek weet nou nie, hy sê nou dit gaan gebeur, maar ek voel nog steeds dieselfde, en ons gaan luister na die leuns van die vyand. En ek wil nou vir jou sê, terwyl jy jou ore uitleen vir wat die vyand sê, kan jy nie in die oorwinningslewe lewe wat Christus vir jou losgekoop het nie. Kom ons lees in Handelinge hoofstuk 8. En ek dink dis vanaf vers 27. Toe het hy opgestaan en gegaan, en daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandassia, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. Toe sê die wat? Toe sê die wie? Toe sê die Gees vir Filippus. Ek wonder as die Gees van die Here vir ons sê, Johan, hardloop hier na die highway toe, jy gaan daar 'n wa kry, hardloop agter hom aan, stop hom of ek dit sal doen. God werk nie so nie. Kom ons lees hoe werk hy. En wat ek daarvan hou, wat die volgende woord sê, en Filippus het daarheen gehardloop, en hom die profeet Jesaja hoor lees, en hy sê vir die man, die Ethiopiër, verstaan u wat u lees? En hy antwoord, hoe kan ek tog as iemand my nie die weg wys nie? Toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. En die gedeelte van die skrif wat hy besig was om te lees, was dit. Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, en soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. In sy vernedering is sy oordeel weggeneem. En wie sal sy geslag beskrywe? Want sy lewe word van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Filippus, ek bid u, van wie sê die profeet dit? Van homself of iemand anders? En Filippus het sy mond oopgemaak en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Hy het die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Nie die evangelie van 'n denominasie nie, 'n evangelie van Jesus het hy aan hom verkondig. Van daai skrif af, van waar hy geslag was, het hy vir hom verduidelik wie die persoon is waarvan die Bybel praat. En terwyl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water, en die hofdienaar sê vir hom, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Dit beteken, dat die evangelie van Jesus, wat Filippus aan hom oorgedra het, was dat jy moet gedoop word. Die evangelie
van Jesus, wat Filippus aan hom oorgedra het, was jy moet, van al die dinge wat hy hom kon gesê het, van die bloed van Jesus, die verlossing van sonde, die versoening, die heiligmaking, die geregtigheid, van alles wat hy hom kan sê, hou hy die een ding in gedagte. Hy sê vir hom, jy moet gedoop word. En die ou, terwyl hy sien hy water en hy sê, daar's water. Wat verhinder my? Wat verhinder my om my te laat doop? Toe sê Filippus vir hom, en hier is die voorwaarde, dis wat jy moet doen, sodat jy gedoop kan word. As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. As jy glo met jou hele hart, wat glo? As jy glo met jou hele hart, is dit geoorloof. Wat moet jy glo? En hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy het beveel dat die wa moes stilhou, en hulle het albei in die water afgeklim, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop. En die volgende oomblik word Filippus weggeraak. Ek wonder as dit met ons gebeur. Ek praat nou nog een oomblik, en die volgende oomblik is weer by Gold Coast. Die hofdienaar het dit gehoor. Ek moet my ou lewe aflê, en ek moet 'n nuwe natuur hê. Ek moet 'n nuwe mens word. Ek moet myself, ek aanglo in hierdie Jesus Christus. En nou is my verantwoordelikheid om in daai water te gaan, en myself te laat doop, en daai ou mens te laat gaan. Daai ou mens te laat gaan. Kom ons lees Romeine hoofstuk 6, vanaf vers 1. Ek vra by voorbaat om verskoning as ek heeltemal opgewonde raak oor die volgende skrifte. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Wat vir iemand wat weergebore is, wat gedoop is en gewas is in die bloed van die lam, is dit nie eens 'n vraag nie. Dit behoort nie eens by jou op te kom as 'n vraag nie. Wat beteken dit? Kan ek nou maar net aanhou sondig en die genade is genoeg? Asseblief, sê vir my, jy's wedergebore en sonde is nie uitlakke, dis niks vir jou nie. Jy is nie aangetrokke tot sonde nie, jy's aangetrokke tot die geregtigheid van God in Christus Jesus. Jy's nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar jy's 'n slaaf van geregtigheid. My gedagtesgange is nie sonde, wanneer gaan ek 'n fout maak, wanneer gaan ek dit, wanneer ek hoop nou nie, ek gaan dit nie. Dis nie my gedagtepatroon nie. Daai gedagtepatroon is in die water gelos. Daar het 'n nuwe mens opgestaan. Daar het 'n nuwe skepping opgestaan. En daai persoon is dood vir die sonde. O, ek moet nou nie ver weg hardloop nie. Hy sê nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood is nie. In sy dood gedoop is nie. Ons, ek weet so, maar ek gaan 'n paar dansies doen nie, so hoor. Ek kan nie vir jy sê wat hier goed aan my doen nie. Ag, mag die Here u sy genade gee om te hoor wat ek vir u sê vandag. Mag u hart, die deure van u hart so waawyd oopgooi en sê, spreek Here, praat met my, praat met daai ou mens, praat met daai irritasie, praat met daai ongeduld, praat met daai vrees, praat met daai angs, praat met daai depressie, want vandag kom ek uit. Vandag kom ons uit
Prys die naam van die Here. Ek klink nou net soos my neefie. Het ek nie soos my neefie geklink nie? Ek het so jong neefie, my pa se broer se seun, hy's 'n pastoor in Leidenburg. Hy's 'n aan die brand klein felle, hoor. Hy preek om land en sand. Ek het nou net soos hy geklink. Prys die Here, en dan stamp hy so met die voetjie. Ek verstaan wat hy voel. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Sodat, luister, net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader. Wat het Christus opgewek? Die heerlikheid van die Vader. Net so, nie aan 'n manier nie, net so, presies dieselfde manier. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Jy moet edit en edit. Net so, dieselfde manier, vriend, kan jy 'n nuwe lewe wandel. Jy kan, maar nie baie doen nie. So skrikkerig, wat gaan hulle nou sê as ek nou 'n bietjie, ek wens jy kan my baie keer sien in my kar. Ek dink aan mense op die highway, dink, hierdie ou is getools, wat gaan aan met hom? Want ek juig en ek jubel en ek sing op die highway in die traffic en ek loof die Here en ek prys hom, want iets het aan die binnekant gebeur. Ek was dood, maar ek het lewendig geword. Ek praat vandag met iemand, ons drink koffie en hy sê vir my, jy weet, en wat het met jou gebeur en hoe het jy dit gevind en hoe het jy tot bekering gekom? Ek sê, my broer, weet jy wat? Ek was dood, maar nou is ek lewend, ek was blind, maar nou kan ek sien, want hier die Jesus Christus het ingeloop in my lewe, en hy het vir my gesê, ek is jou nuwe lewe, jy's 'n nuwe skepping, alles wie jy is en alles wat jy gaan wees, is in my en deur my, glo my, doop jouself, was jouself in die bloed van die lam, reinig jouself, en staan op 'n nuwe skepping, en wandel in daai nuwe lewe, dis wat hy sê, net so kan jy in die nuwe lewe wandel. Net so. Ons weier om onsself gelyk te stel met Jesus en wat hy gedoen het en wat hy verkry het. En tog sal ons sê, daar's niks wat my skei van die liefde van Jesus nie, broer. As dit waar is, hoekom loop jy in skeiding? Ja, maar jy weet ook maar mens. Is dit? Waar sê dit? Ja, maar broer, ons het vlees. Wat? Ek dink jy is saam met Christus gekruisig. Ek dink ons lewe nie meer nie. Ja, maar jy weet, ons gaan maar foute maak. Wie praat? Het jy nog steeds so 'n bewustheid van jou sonde en hoe swak jy is in jou vlees? Wandel in die Gees en jy sal nooit die begeerlike van die vlees uitvoer nie. Het jy geweet die enigste tyd wanneer jy die vlees uitvoer is wanneer jy onbewus raak van die Gees? Van wie jy werklik is. En jy verkoop jouself aan, dis nou maar net wie ek is. So gemaak, so laat staan. Nee, soos jy sê, so gemaak, so laat staan. Enige kind van God, wat so praat, verstaan nie hierdie skrifte nie. Verstaan nie wat gebeur het met jou nie. Hy sê vir my en vir jou, ons kan in die nuwe lewe wandel. Nou sê hy, want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood. Dis 'n konstante gelykvormigheid aan sy dood. Wat sê Paulus? Hoeveel keer sterf hy? Ek sterf elke dag. Elke dag. Ek verloon myself. Ek vat my kruis en ek loop agter hom aan. Dis 'n disipel van Jesus. Dis 'n disipel van Jesus. Niemand wat kerk toe gaan en sy Bybel lees en bid nie. Daai dinge is, dan moet jy nie hoor wat ek nie sê nie. Daar's niks, almal het dit nodig.
soos ons, ek hoop jy is geduldig vandag, want as ons met hom gesaam gegroei het deur die gelykvormig aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dis iets wat ek en jy moet weet, dat ons ouwe mens, daai een wat ons so aan vasklou, daai identiteit, dis my identiteit, my onderwyser het dit gesê, en my pa het dit gesê, en my ma het gesê, jy gaan nooit iets wees nie. En ek onthou jy hoe seer het my sussie my gemaak, toe sy dit gesê het, en nou het ek al hierdie probleme, en ek kan nie weet wat God, want ek moet nou al hierdie restaurasie kry, en ek moet al hierdie genesing kry, in Christus Jesus, en ek moet nou eers al hierdie dinge uitsorteer, en jy kan nie verstaan, waarvan praat ons? Verduidelik vir my, waarvan praat jy? Hy sê vir my hier, aangesien ons dit weet, dat die ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word. Wat gebeur as jy iets tot niet maak? As ek weer sê, maak vir my iets tot niet. Jy destrooi die ding. Hy bestaan nie meer nie. Nou sê vir my en vir jou, aangesien ons dit weet, jy weet dit, die ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Nou gaan ek iets sê, wat baie mense omkrap, maar is okay. I love you. Sonde is nie jou probleem nie. Wys vir my waar sonde jou probleem is. As die sonde tot niet gemaak is. Die vyand is 'n slinkse een. Hy laat jou fokus op dit wie jy nie is nie. En ons verkoop onsself aan daai identiteit. En ek vorm 'n identiteit om dit is nou maar net wie ek is. My omstandighede, my dit my dit gemaak. My pa, vanoggend, ek sal vir die preek aanstuur, vanoggend gepraat oor ewige Vader. Wat dit beteken wanneer hy sê hy is die ewige Vader. Hier is die voorwaarde. Ekskuus my liefling. Ek moet nie drink en praat nie. Okay. Ek eers klaar drink en gaan. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hy wat raai wat as jy nog lewendig is? Sonde gaan kringe om jou hardloop. Reken jouself dan dood tot die sonde. Reken jouself. Het jy al hierdie stopperhondjies gesien? By die deur toemaak, hou dat die trek nou nie onder deur die deur kom nie, né? Dit is so 'n sausage dog wat so opgestop is. Ek wonder as jy daai hond gaan skop, wat gaan gebeur? Praat met my, ons is vriende. Niks gaan gebeur nie, hoekom nie? Want hy's dood. Nou kom die vyand en hy kom skop jou soos 'n sausage dog en daar sy, die vyand val my aan, ek moet nou pas op nou, ek kan nou weer hierdie aanval. Ek wil vir julle sê, groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is, maar jy moet dit weet, ek het gesterwe. Ek lewe nie meer nie. Daai ou ego ek, wat sy eie wil hê, sy eie manier wil hê, daagliks sterf. Ek het laasweek 'n grappie nie, maar gepraat met my vrou, 6 weke. Voete in die lug. Liefie, kan jy gou vir my 'n bietjie tee maak? Ja, my liefling. Ek is nog op pad so toe, baby, bietjie toast op, kaas. Ja, my skat. En terwyl jy loop, dink jy, yes, ek het so baie ander goed om te doen, ek kan nou nie. En dan kom jy nou net daar, en dan sê sy, kan jy net gou my wasgoed is klaar. Kan jy gou die wasgoed uithaal? Ja, my liefie. Laat ek my jou een ding vertel, as jy vol is van jouself, jy sal dit so vinnig weet.
wanneer jy gemotiveer word deur alleranders en behalwe liefde. My liefde vir haar. As dit my nie motiveer om daai goed te gaan doen nie, is ek in die moeilikheid. As jou liefde vir Jesus Christus jou nie frustreer om die ou lewe af te lê en jouself dood te reken tot die sonde nie, dan weet ek nie wat gaan nie. Ek weet nie wat kan ek vir jou anders sê nie. Ek weet nie wat anders kan ek vir jou gee nie. Kolossense 2 vers 12. Oh my gosh. Tot hoe laat ons hierdie saal? Prys die Here. Kolossense 2:12, want in hom, dis in Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Al die volheid van die Godheid. Luister na die skrif. Woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En dis okay, wonderful, ek is so bly dis in Jesus. Volgende vers. Oh my darling. En julle het die volheid in hom. Wat het jy? Hoekom loop ons asof ons leeg is? Wanneer hy sê, in Jesus woon al die volheid van die Godheid liggaamlik en julle het daai selfde volheid in hom. Wat die hoof is van die owerheid en mag. In wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Hier kom jy weer. Elke keer sê, dis wat Jesus gedoen het, wat doen ek? Dis wat Jesus gedoen het, wat doen ek? Dis wat Jesus gedoen het, wat doen ek? Ek lê die ou mens af. Omdat, vers 12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Galasiërs 3, vers 27. Want julle is almal kinders van God, deur geloof in Christus Jesus. Ons verstaan dit, né? Wat maak jou kind van God? Oh, ek is amazing, ek doen amper nooit sonde nie, ek doen al die regte goed. Dis nie wat jou kind van God maak. Geloof in Jesus Christus. Geloof in wat? Wat van hom? Alles van hom. Alles wat hy gedoen het. Ek het geloof in dit wat hy gedoen het. Alles wat hy gedoen het, dit wat hy gesê het, hy het gedoen. Die wie hy gesê het hy is, ek glo hy is. Dit wat hy gesê het hy het gedoen, ek glo hy het dit gedoen. Daar is nie vir my twyfel nie. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Raai daai familietjie wat daar agter sit. Raai wie gaan uit die water uitkom vandag. Wat 'n wonderlike, goddelike voorreg vir my om jou te doop vandag. Want ek verstaan wat gebeur. Ek verstaan die persoon wat in daai water ingaan is nie die persoon wat gaan uitkom. Ek verstaan dit. Ek weet dit. My vraag aan jou is, weet jy dit? Kan jy dit glo? Jy het jouself met Christus bekleed. Jy dra hom. Nie net lewe hy in jou en deur jou deur sy Heilige Gees nie, maar jy dra hom. Jy het jouself met hom bekleed. Laaste vers, nou maak ons klaar. Dan gaan ons vriende doop. Efesiërs 4. Vanaf vers, ek dink dis 22.
dat julle wat die vorige lewenswandel betref. Vriend, jy kan nie verby hierdie kom nie. Daar's iets wat jy moet doen. Daar's iets wat ek en jy moet doen. Die uitnodiging is nou 3 of 4 keer in hierdie skrifte vir jou en vir my gesê. Hy sê dit weer vir ons. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. Jy moet hom aflê. Het kan nie halfte wees nie. Dit kan nie, ek het nog bietjie van die en bietjie van God nie. Dit kan nie so wees nie. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie. My vraag is, hoe doen jy dit? Hoe wandel ek op 'n daaglikse basis waar ek nie bewus is van my nie, waar ek nie my eie belange voor my vrou of my kinders stel nie, nie my eie belange voor my werkskollegas stel nie. Hoe doen ek dit? Ek moet myself met Christus beklee. Ek moet die ou mens uittrek. En ek het hom uitgetrek toe ek deur die doopwater gaan. Het ek hom daar gelos. Vir my, jare later, het ek besef, maar daai verandering wat moes gebeur het. Ek het terug aangetrek, dit wat ek nie moes dra nie. Ek het terugval in godsdiens en dit en die en daai en dit. In plaas daarvan, om in die vryheid te wandel waarmee Christus my vrygemaak het. Het ek my siel self weer onder die wet en die juk van diensbaarheid gebring. En ek het myself weer laat doop. En ek sê, Here, nou verstaan ek wat hier gaan gebeur. Ek het 'n begrip van wat nou gaan gebeur. Hier gaan my lewe verander. Kersfees groot ding. Geloftedag groot ding. Doop groter ding. Dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Nie dat julle moet vernuwe word in julle gemoed nie, dat julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed. Die manier waarop jy dink, die manier waarop jy die doop sien, die manier waarop jy hierdie verse sien wat ek gelees het. Jy moet vernuwe word. En wanneer ons vernuwe word, sê die woord van my, en julle met die nuwe mens moet beklee. Wie doen dit? Het klink nog baie werk, né? Klink nou ons moet baie werk doen hierso. Dis nie so moeilik as wat dit klink nie. Dis baie moeiliker. Wie het probeer al te sterf vir self? Wie het al probeer en sê, weet, ek het elke reg om omgekrap te wees. Ek het elke reg om geïrriteerd te wees. Ek het hom al 30 keer gesê. En dan kom die vyand en sê die vrou, het jy gesien, hy het dit nou weer gedoen? En dan sê die vrou, ja. En dan sê die vyand vir die vrou, sê hy respekteer jou nie. Ja, as hy my gerespekteer het, sou hy gedoen het wat ek gesê het. Glo my, hy het net vergeet. En dan gaan jy op 'n date night. Wie het al op 'n date night gegaan en dit was 'n disaster? Enig iemand? Ek sal nooit vergeet, ek vat my vrou op anniversary. Oh my gosh. Oh my gosh. Die waitress bring naderhand sakdoeke en goed vir haar en sê, "Are you okay?" Want al daai klein goedjies wat die vyand vir jou fluister van wat jy nie kry nie, hoekom jy belangriker is, hoekom sy die, hoekom daai selflewe is waarvan ons hier praat. As jy nie doodgaan en sterf vir daai selflewe nie, vriend, gaan ons nie die heerlikheid van God kan dra en onsself met Christus beklee nie. Beklee jou met Jesus Christus, trek die ou mens uit en los hom. Moet hom nie weer aantrek nie. En julle met julle, die nuwe mens moet beklee. Hoe lyk die nuwe mens? Wie stel belang? Wie wil weet? Enige iemand? Asseblief, gee my net een hand. Gee my iemand wat belang stel. Hoe lyk die nuwe mens? Hoe lyk die nuwe mens?
wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ek sal nooit myself langs God sit nie. Wat? Luister. Ware geregtigheid, net soos hy, ware geregtigheid, ware heiligheid. Jou heiligheid kan nooit in jouself wees nie. Asseblief wys my die dag wanneer jy heilig genoeg is. En ek hou op hierdie boodskappe preek. Ek hou op my aandag gee aan Christus Jesus, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek hou op my knie buig, want daar's 'n beter manier, daar's 'n ander manier. Dat toe die Vader by hom kom en sê, weet jy wat Jesus, jy sal jou lewe moet gee vir hulle. En ek weet nie of hulle jou gaan aanneem nie. Ek weet nie of hulle eendag 'n bleskop in 2025 gaan glo dat wie hulle kan wees nie. Ek is nie seker nie, maar asseblief sterf in elk geval vir hulle. En Jesus sit daar en hy dink, weet, in my siel, in myself. Here, as dit moontlik is, kan hierdie beker by my verbygaan? Jy geweet hy het dit gevra. In sy menslikheid. In sy siel, in sy emosies, in alles wat hy voel, in al die skaamte, hy weet wat hy gaan deurgaan. In dit alles sit hy daar en hy sê, Vader, asseblief kan hierdie beker verbygaan. En die Vader sê, nee. Wat laat jou dink daai beker kan by jou verbygaan waar jy jouself nie hoef te laat sterf nie en jouself nie hoef te omklee nie? En ek sê, ek is 'n disipel van Jesus, ek volg Jesus, maar ek doen glad nie dit wat hy doen nie. Ek praat glad nie soos hy praat nie. Ek lyk glad nie soos hy lyk nie, want ek is nog geïrriteerd met die en omgekrap met daai en die politiek die en daai leier die en daai en daai. En ek is so vasgevang in alles, maar ek is 'n kind van God. Asseblief kom na ons gemeente toe. Asseblief kom Morten by uitreiking toe. Jy gaan so geseën wees daar. God het 'n wonderlike plan met hierdie uitreiking. En hy's besig om sy plan uit te werk in my en in jou. Jy weet miskien nie eens wat in jou gebeur nie. Jy gaan vandag miskien hier wegloop en omgekrap voel. Ek kan nie glo, hy was baie aggressief. Sê mos vir mekaar net. Ek lees nou gisterand weer. En lê ek in die bed en lees en ek lees hoe Paulus skryf van die Korintiërs, hoe omgekrap hy is, dat hulle hom verkeerd verstaan. Hy sê, ek wil asseblief nie weer na julle toe kom, asof ek julle net kwaad maak nie, asof ek julle net pak slaag gee nie, maar ek ken sy hart, ek voel sy begeerte om hulle te kry op 'n plek, waar hulle kan verstaan wat betaal was, wat hulle kan verstaan wat gedoen was, en net inkoop in wat Jesus gedoen het, en wat hy van jou sê. Vriend, as ons net dit kan doen, as 'n uitreiking vandag, as ek net dit kan doen, net sê, ja Jesus, ek glo, U is die Seun van God, en U het gedoen dit wat U gesê het, en ek is 'n nuwe skepping, ek is saam met U begrawe, ek is saam met U opgestaan, ek loop 'n nuwe lewe, alles is moontlik vir my wat kan glo. Ek wonder wat God kan doen. So die wat vir my kwaad is, julle moet my vergewe. Ek weet, dit is een van die dinge. Hierdie woord moet jou iets maak. As ek hier na toe kom en ek bedien hierdie woord en jy voel niks. Ek gaan jou bly maak of ek gaan jou omkrap. As jy van die twee. Mag ons nooit net lou wees nie. Mag ons of warm of koud wees, maar net nie lou nie. Waar is jy vandag, vriend? Jy's gedoop. Miskien is jy nie gedoop nie. Vandag is 'n wonderlike geleentheid vir jou om jou te laat doop. Ons gaan net hier. Ja, maar ek het nou nie 'n kosie nie. Ek doop jou in jou klere, jy gaan nou right wees. Dat is 'n uitnodiging van nuwe lewe. Hy het vandag vir jou gesê, jy kan in hierdie nuwe lewe wandel. Hierdie nuwe lewe is vir jou beskikbaar.
hierdie nuwe, daai klompie daar agter, julle is die gelukkigste mense vandag wat in hierdie gebou. God gaan ons ontmoet in daai swembad. Arme Marianne, hulle gaan met die ou mense sukkel na die tyd, maar hulle gaan agterbly. Maar in die water gaan agterbly, want ons gaan iets daar los, en ons gaan uitkom in nuwe skepping. Ons gaan uitkom met ons hande op, en die Here loof en prys, want ek kan nou 'n nuwe lewe wandel. Staan dan met ons. Ek wil u geleentheid gee om te dink oor dit wat ek gesê het. En ek verstaan, mag die Here ons help, dat ons niemand forceer om enige iets te doen teen hulle wil nie. Mag die Here ons help, dat ons nie dinge opmaak nie, sodat ons kan geestelik lyk nie. Maar, mag die Here ons ook help, dat as hy met jou hart gepraat het vandag, en jy sal dit nou voel, jy sal dit nou voel, jy sal voel hierso, as jy nou nie seker is nie, hierso, gaan ons so 'n butterflytjie voel. Dis die Heilige Gees. Net die, nee, hierdie gaan jou net uitpraat uit die uit. Hierso. Hierso. Jesus, U is die koning van ons lewens, U is die koning van ons hart. Ons dankie vir U woord vandag. Ons dankie vir elkeen wat gehoor het. Vader, vir ons wat miskien weer eens moet teruggaan en kyk, waar het ons blydskap verloor? Waar het ons weer die ou mens aangetrek? Waar het ons weer teruggeval in die ou manier van dink? En ons moet vra, kom vergewe ons, kom was ons in die bloed van die lam, kom reinig ons van alle ongeregtigheid. En Vader, kom maak ons nuut, splinternuut vandag, dat daar waar ons gaan en daar waar ons beweeg en dit wat ons doen, Vader, aan U sal kom toe al die lof en al die eer en die aanbidding, want ons weet, ons is saam met Christus gekruisig. Ons lewe nie meer nie, maar U Seun Christus Jesus lewe nou in ons. Mag daardie openbaring ons vandag gryp, Here, in ons harte. Die grootste geskenk wat ons vandag kan hê, is om te weet, Christus Jesus in my, die hoop van heerlikheid. Vader, vir hulle wat 'n besluit geneem het vandag en sê wat, ek wil ook gedoop word. Ek bid dat U hulle vrymoedigheid sal gee. Om te kom en te sê, ja, ek wil ook weer gedoop word, of ek wil gedoop word. En dat ons dit sal kan doen, Vader. Aan U kom toe al die lof en al die eer. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.